Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier op 'n Woensdag aand en ja, kan jy glo die week stap. Dit's lekker om op hierdie pragtige mooi warm aand terwyl ons krag het saam met jou te kuier. Wat 'n voorreg, glo dat dit met jou goed gaan en jy 'n mooi dag agter die rug het en dat jy sommer jy weet al klaar besig is om rustig af te skaal met jou dag. En ja, geniet die volgende halfuur tot 45 minute saam met my in die teenwoordigheid van die Here en ek's opgewonde oor vanaand se boodskap en ek het vanmiddag geskryf aan môre se boodskap en dit is die wonderlike is as jy besig is om iets te skryf en jy raak opgewonde oor dit wat jy neerpen en in jou eie lewe. En jy sien wat God mee besig is. Nou ek wil vir jou sê, dit is altyd 'n groot voorreg om in die aande saam met jou te kuier. Ek sien dit as 'n genade oomblik en is 'n voorreg om dit te kan doen. En die Here kon gebruik almal. Hy kon iemand anders gebruik het en ek kon, jy weet, is genade dat ek hier sit, dat ek die Here dien. Dat jy die Here dien is genade en ons wil Here vanaand sommer baie dankie sê vir die liefde. Dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand net saam te kan kuier om die woord. En my gebed is om hierdie vrou wat saam kuier, hierdie man wat saam kuier, omhels hulle, omvou hulle met u liefde, met u krag en Here groot en majesteit. Here, u is magtig. En vir ons is hierdie ook 'n oomblik om net te kom om u te besing in die volheid. U is 'n waarmaker van die woord. En vanaand, Here, gee ek aan u die eer. My koning is, my Here is. U bloed gestort vir my ongeregtigheid en sonde. En vanaand, Here, bid ek vir hom en haar wat saam kuier, u hulle ook sal aanraak met u krag en die volheid en die heerlikheid. Dankie vir hierdie woord. Dankie dat ons dit kan oopmaak en dit kan geniet. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Praat vanaand lekker met jou oor oorgawe en vertroue en vanoggend se dagstukkie en ek glo jy die lied ook geniet en ek moet vir sê ek was vanmiddag vanoggend op pad Kempton Park toe en terwyl die lied wat ek geskryf het vir môre het ek my oorfone ingehaat en ek het van ek hier uitgery het by die hek, by die sekuriteithek, brandstof ingegooi en ek is op die hoofweg, het ek die Here aanbid en geloof. En dit was my so goeie tyd vir lofprysing en aanbidding. Toe ek by my kantore aankom in Kempton, hoorie, ek sê vir jou, was ek nou omtrent gecharts gewees. Dit was my 'n lekker tyd gewees. 40 minute van jy weet net die Here se teenwoordigheid te kon ervaar en beleef. En ek wil jou uitnooi om tyd te maak vir die Here. Al sit jy in die verkeer, sit jy in die bad, al is jy weet op 'n hike, praat met die Here. Maak tyd vir die Here. En ek wil vir jou ook sê, koop die tyd uit. En dis kosbare tye. Ek en jy is bevoorreg om tyd te kan hê en nog tyd te kan maak vir sekere goed. En jy sal vind my nommer verskyn op die verskillende platforms. As jy nog nie op ons Pastoor Stef se groepe is nie, op WhatsApp, my nommer verskyn. Ek sien Renier plaas hom al reeds en Ursula en ek het nie Karen, het ek nou nog nie gesien nie, maar sy plaas hom ook daar. En ek sien nou soveel mense wat my nommer plaas, dankie daarvoor. Ek sien Ivan, Elmarie op TikTok, is altyd lekker om, jy weet, so saam
ook, jy weet, julle die Here te kan dien. En as jy nog nie op die groepe is, en stuur jou naam en van, ons laai op die groepe, en ja, dan ontvang jy so ons dagstukkies en die boodskappe. Vanoggend vroeg, terwyl ek klaar maak, het ek 'n kort videoetjie op sosiale media geplaas. Staan ek so en uitkyk oor die water en terwyl ek daar staan en ek net so dit aanskou, toe is dit vir my soos, dis 'n genade oomblik. Besef jy hoe groot is God se genade dat ek en jy nog die asem in ons longe kan uiter om God te loof en te eer daarmee? Doen dit. Gee God jou alles. Vanaand praat ek so 'n bietjie en gaan sommer net lekker saam met jou kuier oor hierdie onderwerp oor oorgawe en vertroue. Want ons leef in 'n wêreld waar beheer gelijkgestel word aan sekuriteit. En ons wil alles verstaan, ons wil vooruit weet, ons wil vooruit beplan, ons wil verseker wees ten opsigte, jy weet, verseker wees en tog bly mense angstig. Al weet jy soveel al. Mense is uitgeput, mense is moeg, they live on the edge. Kyk net in die verkeer, hoe mense, jy weet, ongeduldig geraak. Mense is gespanne, kyk maar net jou kollegas by die werk, sien hoe mense uitgeput. Die waarheid is, hoe meer jy probeer beheer, hoe minder in jou lewe sal jy vrede ervaar. Dit is eintlik 'n waarheid wat ons almal ken vir so lank in ons lewens. En tog maak ons nie spasie en ruimte in ons lewens vir vrede nie. Daniël is in 'n vreemde land, onder vreemde wette, met 'n doodsvonnis oor sy geloof en ek praat met jou vanaand oor daai vertroue en daai oorgawe en dan sien ek sy geloof en tog lees ons, hoor wat sê die woord in Daniël 6. Hy sê in vers 10, hy 3 maal per dag neergekniel, gebid en gedank, soos hy voorheen gedoen het. Hy kom in 'n vreemde plek, vreemde land, vreemde godsdiens, vreemde kulture, snaakse mense. Hy verander nie sy verhouding wat hy met God het. Hy verander nie sy hart. Hy maak nie kompromie nie. Hy perk homself nie in nie. Hoe hy in vrymoedigheid God geloof het in sy eie land, is hy hier in 'n vreemde land en hy is nog steeds, jy weet, 3 keer 'n dag bid hy en dank hy God. Hy het nie eers gewag vir die uitslag oor die vonnis of oor wat hulle met hom gaan doen nie. Hy het nie geskroom nie. Hy het oorgegee voor die verlossing gekom het. En dit vra van jou en my ook in ons dag om oor te gee, God te vertrou nog voor die deurbraak, God te glo voor die deurbraak, God te vertrou en in oorgawe te leef, al sien ons nie. Ware vertroue begin voor God iets verander. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ware vertroue begin voor God iets verander. En as ek sê vertroue, geloof, dit alles begin
nog voor die deurbraak, voor die wonderwerk. Praat oor oorgawe en die eerste punt wil ek jou vra, wat is oorgawe? En wat is oorgawe nie? Oorgawe beteken nie om passief te wees nie. Oorgawe beteken nie swakheid nie. Jy's nie om oor te gee beteken nie jy's swak nie. Oor te gee beteken nie ja, jy gee moed op nie. Niks doen nie. Oorgawe, en luister baie mooi, is in jou en in my lewe 'n aktiewe keuse om God eerste te vertrou, selfs wanneer jy nie verstaan nie. Spreuke 3 sê in vers 5 en in vers 6, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Let op, hy sê in hierdie gedeelte in Spreuke 3, jou hele hart. Selfs, en as ek dit sê, dan praat hy van nie gedeeltelik nie, nie op jou eie vermoëns en op jou eie insig nie. Selfs wanneer jou insig logies klink. Oorgawe in my lewe sê, Here, ek gee nie net die probleem nie, ek gee ook my reg oor om dit self te beheer. Ek haal my hande af. Ek haal my hande af. Ek het dit die naweek gesê, ons is baie keer geneig om vinnige besluite in ons lewens te neem, en ek het dit vanoggend ook vir iemand gesê. Hoekom haastig wees? Wag op God. Vra God. Het vrede by God. Ek gee nie net die probleem nie, ek gee ook my reg om dit self te wil beheer. En as ek dit sê, dan vra ons God en môre dan vat ons dit weer van God af, want ons voel God vat te lank. Ons is nie geskool om te wag op die Here nie. Jy sê Daniël het nie gebid om die wet te kanselleer nie. Hy het gebid om getrou te bly in sy toewyding, maak nie saak wat gebeur nie. En dit vra vir my en jou ook om op daai plek in ons lewens te kom. Tweede punt wat ek vir jou wil sê vanaand is die stryd tussen beheer en vertroue. Ons grootste geestelike stryd is nie altyd sonde nie. Dis wat ons wil in beheer wees. Dis die selfbeheer van ons as mens sonder God. Ons kies om dit self te wil doen. Ons gaan nader ander mense, ons gaan nader nie God nie. Hy sê nou Romeine 8 kom en hy sê in vers 28, ons weet dat God alles laat meewerk ten goeie vir die wat hom lief het. God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom lief het. Bring my by dit, maar let op. Nie alles is goed nie. Maar God werk dit ten goeie. Vertroue beteken nie jy verstaan die proses nie. En as ek dink in my lewe, hoeveel keer vir my gesê is vertrou net. En dan sê ek soos, hoe kan jy vir my sê vertrou, my suster? Hoe vertrou ek? Verstaan nie wat jy vir my sê. Vertroue beteken nie jy verstaan die proses nie, maar jy vertrou die persoon. En so is dit ook in jou en my lewe. Ons verstaan nie alles wat met ons gebeur nie. Ons verstaan nie hoekom dinge gebeur. Ons verstaan nie alles nie. Maar ons plaas ons vertroue in God. En dis waar ek jou wil bring rondom ons dagse vas. Om God te vertrou. Om God te soek. Jouself op die altaar te sit. Keuses te maak deur om te sê ek wag op U, Here.
Daniël se werklikheid, daar waar hy was, hy kon stil bly. Hy kon in die stilte gaan bid het, maar hy het nie. Hy kon stil bly, maar hy het bly bid. Toe die ander, jy weet, hulle God aanbid, toe kniel hy voor sy God. Toe hulle draai na hierdie, toe bid hy voor God. Hy kon 'n kompromie wou aangegaan het en stilletjies. Het 'n kompromie aangegaan en jy sien, hy kom op 'n plek in sy lewe en hy kies gehoorsaamheid en vir my en jou vra dit, soos ek gister gesê het, ook 'n kompromie in ons lewens. Fanie, lekker om jou te sien. So om by 'n plek te kan kom in ons lewens, ek ken nie die toekoms nie, maar ek vertrou die oomblik my God. Dis waar jy en ek ook moet kom in hierdie Daniël vas. Ook in hierdie. Dis my, wat is dag 11 vandag? 11 dae wat ek my weerhou het van kos, dat ek net vrugte eet. En 'n bietjie en ek eet soms groente. En ek het dit in die begin ook gesê, dit gaan nie oor die kos, dit gaan oor jou toewyding aan God. Dit gaan oor om jou af te sonder, om tyd te maak. Ek kan nie bekostig, jy kan nie bekostig om hierdie jaar, jy weet, te funksioneer en dinge te implementeer as jy nie by God is en by God hoor nie. Hoe kan jy, ek wil sê, dis dwaas om in hierdie dag en uur in jou lewe op jou eie vermoë en krag staat te maak. Kan nie. Maak God eerste, ken God eerste in alles. Daniël kon bang gewees het, maar hy kies vertroue. Ek en jy het 'n keuse, ons kan vrees of ons kan vertrou. Want beheer vra sekerheid. Vertroue vra geloof. Beheer vra sekerheid, vertroue vra vir jou en my vanaand om te glo. En in jou en my wedloop en in ons seisoene vertrou ek God. Ek vertrou die Here. Ek in alles, in elke faset van my menswees. Ek vertrou God in my verhouding. Ek vertrou God in my finansies. Ek vertrou God oor hierdie liggaam. Ek vertrou gesondheid. Ek vertrou God vir werk. Vanoggend toe ek terugry, my kar agtergelaai met klomp Bybels, en dit is my werk. Ek kry van die Bybelgenootskap af en ek sit met 'n nuwe Bybel wat klomp manne saam vertaal het, na die oorspronklike taal toe teruggegaan het, om al die nonsens en al die goedjies uit te sny. En ek sit en ek's opgewonde, want hierdie woord gaan ek in iemand se hand plaas, en iemand gaan die waarheid hoor, en die waarheid gaan hom vrymaak. Ek vertrou God in my werk. Ek vertrou God in hierdie hande en hierdie voete. My sit en my slaap is oorgegee aan God. As ek nou vanaand dit vir jou kan sê, in genade en in nederigheid, ek is uitverkoop vir die Here. Dis lekker om dit te kan sê. Behoort aan niemand nie, ek behoort aan God. Ek het nie 'n probleem met niemand nie, ek het 'n probleem met sonde en ongeregtigheid, maar ek is opgewonde vir dit wat God besig is om te doen in mense se lewens. Vertroue vra geloof. En in hierdie dag wat ek gevas het, dat ek weer eens het ek gesê het Sondag, ek vertrou God vir 'n paar goed. En ek weet vir mans en vrouens wat vanaand luister, en dit maak my emosioneel, wat moedeloos is, wat se krag op is. En ek wil vir jou vanaand sê, glo, vertroue vra geloof. Jy sien, dit bring my by 'n volgende punt om vir jou te sê vanaand dat vertroue in jou en my lewe word sigbaar, wanneer dit ook in jou en my lewe 'n gewoonte word. Ek het 'n mooi woordjie aan gedink vanmiddag, terwyl ek gesit het met 'n leefstyl. Dit word
'n leefstyl van jou en my. En daai oorgawe word sigbaar, want mense sien, jy's uitgekoop, jy's uitverkoop. Waar jy ook al beweeg, waar jy ook al werk, wil ek jou vra waar jy nou sit en luister. Het jy alles oorgegee aan God? Ek wil vanaand vir jou sê, ek is deur, as jy van Daniël se 4 oond praat, ek is ook deur 'n 4 oond in my lewe. En in dit het ek nog altyd weer opgestaan, en dan kom maar weer van Stef uit. God het tot in die wortel, het hy kom gesond maak, het hy kom herstel, en ek het totaal oorgegee. Ek roem in die Here, ek roem in niemand en niks nie, want ek het ook in elk geval niks nie. Ek het die Here in my lewe, en ek het 'n pragtige groep mense om my, vir wie ek baie lief is. Maar jou oorgawe word naderhand sigbaar. En daar's 'n verskil tussen, en ek sê dit elke aand, religion en relationship. Want in religion, in godsdiens, jy weet, ek gaan maar net kerk toe, ek doen maar net dinge, omdat ek in die raamwerk is en dis oké. Verhouding daag my uit, om buite die raamwerk God te vertrou. Dawid, Daniël, Josef, Joel, Amos, Abadja, Jona, Micha, Sefania, Jeremia, Jesaja, Markus, Petrus, Paulus, ek kan hulle so opnoem, is ook uitgedaag, maar het keuses gemaak, en in hulle wandel, omdat dit vir hulle leefstyl geword het God se liefde harte penetreer en hart na God te beweeg. Nie so seer oor wat hy of sy gepreek het en gesê het nie, maar deur daai vertroue en geloof wat daai spesifieke persoon in God gehad het so oorspoel en het so 'n werklikheid geword, dat dit so sigbaar was van God se genade en liefde, dat dit maklik was vir mense om Jesus aan te neem, want hulle kon dit sien in hierdie persoon. Daniël 6 kom en hy sê, om aan te sluit by dit word sigbaar in jou lewe, sê in vers 10, soos hy voorheen gedoen het. Dit was nie 'n noodgebed nie. Dit was 'n lewenspatroon, soos hy voorheen gedoen het. Hy het nie gedoen wat mense nie, hy het nie 'n ritueel gevolg nie, hy het in verhouding gestaan. In 'n oomblik, as jy in verhouding staan, kan niks jou keer nie. Niks kan jou stop nie. As jy in 'n verhouding is, sal jy niks toelaat om tussen jou en hierdie verhouding in te kom nie. Jy kan nie in 'n krisis oomblik vertroue hê, as jy nie in vrede en jouself in vrede en in geloof oefen nie. Ek gaan dit vir jou wees hê. Jy kan nie in 'n krisis oomblik, wanneer die pop op die fan stryk, wanneer daai glory, halleluja karretjie van jou omgeval het, jy kan nie in 'n krisis oomblik dan vertroue hê, en dan ja, dit moet, daai vrede en geloof, daai vertroue moes al geoefen geword het. En dis waar jy mense kry. As iemand doodgaan, dan sê hulle, hoekom het die Here dit gedoen? As iemand se kar gesteel word, hoekom doen die Here dit aan my? As iemand se vrou hom verneek, hoekom doen die Here dit aan my? Want jy sien, jy's nie ingeoefen nie. As jy ingeoefen is in geloof en in vertroue en in oorgawe, gaan jy verstaan. Dit gaan vir jou sin maak. En 'n oomblik wanneer daai pop op die fan stryk, dan skop dit outomaties in.
Dis soos daai automatic switch, wanneer die krag afgaan, dan skakel hy oor van Eskom af oor na die generator toe. En die oomblik as die kragtoevoer terugkom en dit kom in, dan skreeu 'n alarm. En dis die oomblik wanneer my geloof geoefen word, my vertroue, dat wanneer daai pop op die fan straik, dan tree ek op met die beloftes van God, met die woord van God, die geregtigheid van God, en dan loop jy op die water. Dan word storm stil, want ek spreek lewe, want ek het al geoefen. David was ingeoefen geweest toe hy voor Goliat kom staan nie. Maar ek het al bekke oopgeskeer van eeus, maar hierdie ou wat so groot bek, wat nou hier kom, my God uitdaag, hy's niks nie. Ek het in valleie en in berge en in heuwels, het ek met tiere geveg, met luiperds, met leeu's. Hy's ingeoefen gewees. En vanoggend, toe ek so ry, toe sê ek, Here, ek wil nie die oomblik mis nie. Ek wil nie u krag mis nie, ek wil nie u salwing in my lewe mis nie. Ek wil die teenwoordigheid nie mis nie, al kos dit my om goeders op die altaar te sit en te offer en afstand te doen. Here, maar ek kan nie meer bekostig in my lewe, en so ook nie jy nie, om 'n kompromie aan te gaan met vrees en met ongeloof en met sonde in jou lewe nie. En dit is tyd dat ek en jy met mekaar regheid en eerlik hieroor gesels. Tyd is nie meer jou en my kant nie. Maar ek en jy die oomblik. Jy kan nie in daai krisis oomblik dan wil wakker skrik nie. Jy moet gereed wees vir daai krisis. Jy moet gereed wees vir 2026. Dis hoekom ek vas. Ek maak my gereed vir 'n aanslag. As een storm verby is die volgende een weer op pad. Dit is hoe dit is. As jy na die seisoene kyk en jy kyk daar na die natuurwette, is altyd daar. Storms gaan weer kom. Hy woed nou uit en môre is hy terug. Ek maak my gereed in die begin van 2026 om te sê dat in hierdie jaar, ek berei my nou voor, dat hierdie jaar se storms, ek dit sal kan hanteer. Dit stop ook nie die 31ste Januarie nie. Dis hoekom ons onsself in skool, in oefen, sodat hierdie jaar ek en jy in 'n geestelike atmosfeer kan opereer en kan inbeweeg. En dit kan manifesteer. Anders gaan ek nie sink in Februarie. Maar hierdie gee jou en my die vermoë en die krag om staande te kan wees. Om ons in te oefen. En ek wil vir jou verder sê, en ek vra jou 'n vraag vanaand, waarheen hardloop jy eerste wanneer druk kom? Gebed of planne? God of Google? Jou knieë of na kontakte toe? Psalm 37 vers 5 sê vir my, laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom en hy sal handel. Oorgawe is nie 'n eenmalige besluit nie, dit is 'n daaglikse dissipline, is 'n leefwyse, dis 'n leefstyl wat ek en jy in ons lewens oefen. Dis my hartseer as ek na mense kyk wat nie Bybel lees nie. Dis my hartseer om te kyk dat mense in hulle eie geloof was. Dit is my hartseer om te sien dat mense in hulle eie krag vertrou, in hulle geld vertrou. Dit het hulle lewe geword. Dis hulle leefstyl. God het nie 'n sê nie. God word nie geken nie. Die uiteinde is verderf. Die uiteinde is 'n tragedie. As jy saam met my hierdie boodskappe geluister het en dit elke dag lees, die dagstukkies, jy luister na die aandsessies en jy gaan lees deur, dan gaan jy 'n penstreep kan trek tot met vandag, en ek glo tot die einde van ons vas, om te sien wat God vir jou en my duidelik wil sê. As jy nog nie eers in hierdie tyd wat jy gevas het, God se stem gehoor het nie, Boeta, dan is jy nog te besig. Mag God ontmoet jou op die vlak van jou verwagting.
Hierdie is 'n leefstyl, is nie eenmalig nie. So om te vertrou, ek vertrou elke dag, ek staan elke dag in die geloof. Elke dag het ek storms, elke dag het ek uitdagings. Bring my by 'n volgende punt, want God se deel na oorgawe. Sy deel na oorgawe. Baie mense wil God se ingryping hê sonder God se heerskappy. Baie mense wil God se ingryping hê. Ons soek God nou. Ons soek nou 'n antwoord. Ons soek nou 'n deurbraak. Hier moet nou 'n wonderwerk plaasvind. Maar as jy na sy lewe kyk, wie heers in sy lewe? God is nie in die heerskappy in sy lewe nie. Maar wanneer dit moeilik gaan, dan moet God ingryp. Dan word die spaarwiel uitgehaal, as ek dit in respek so kan sê. God is 'n spaarwiel, net vir wanneer jy hom nodig het. Dink in 2025. Dink sommer maar net, hoe gaan jy, as jy dit nou nie eens in gedagte gehad het in 2026 nie, sou jy God weer in hierdie jaar as 'n spaarwiel gebruik het. Wanneer 'n klein kind ewe skielik siek raak, of wanneer die dood aan 'n deur kom klop. En hier berei ek myself voor, om te sê dat ek maak my gereed vir alles. Maar my heerskappy in my lewe, wie heers? Wie is in beheer? Wie ken ek in alles? Ek ken God, dis wie ek ken. Dis wie ek soek. As sy wil aangenaam is vir my lewe, tjak die res. Ek soek God se wil, nie die mense wil nie. Daniel is nie gespaar van 'n leeukuil nie, en as ek dit sê, dan praat ek van God se deel. Bring jou na oorgawe, vat jou oor na oorgawe toe. Daniel is nie gespaar van die leeukuil nie, maar hy is bewaar in die leeukuil. Ek en jy word nie gespaar van swaarmoedigheid en dinge nie. Maar hy bewaar ons in daai leeukuil. Hy bewaar ons in daai storms. Hy kyk na ons, hy hou ons vas in dit. Vers 22 in Daniel 6, interessant, sê my God het sy engele gestuur en die bekke van die leeu's toegesluit. Ek wil vir jou 'n belangrike ding sê vanaand. God het nie die leeu's verwyder nie. Hy het hulle net magteloos en kragteloos gemaak. Die storms gaan altyd daar wees, maar die storms, as ek ingebid is en ek God vertrou, gaan dit nie 'n invloed hê op die nou oomblik in my lewe nie. En nou moet ek myself afvra, hoeveel keer het ek en jy nie daai toetse gedop nie? So sal ek en jy daagliks uitdagings hê, maar God sal hierdie storms wat op jou en my pad kom, magteloos maak, en hulle sal jou nie oorwin nie. Ek en jy vrees die goed wat, ons vrees die einde van die maand, ons vrees goed vir vorentoe in die jaar wat nooit gaan gebeur nie, en so is dit elke jaar, so is dit vir seisoene, maar ons het nog steeds daai selfde ou siklus in ons lewens. Ina sê, God is jou spaarwiel nie, hy is jou stuurwiel. Glory, halleluja. Praat van ons moderne toepassing dan, waar jy en ek is elke dag, waar die tekkereteer tref. Waar sukkel ons vandag met oorgawe? Wel, finansies, Here, ek vertrou U, maar nie met my bankrekening nie. Verhoudings, ek bid, maar ek hou steeds vas. My toekoms, maar wat as? My werk, my bediening, dan sê ek moet self sorg dat dit werk. Matteus kom en hy sê in vers 33 in hoofstuk 6, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Soek eers. Eers beteken voor my plan, voor my vrees, voor my beheer. Dis wat dit vir my en jou sê vandag, en ek en jy 'n uitdaging, en jy moet nou maar hoor wat ek vir jou sê.
Kies een situasie, iets wat jou spanning gee. Dink 'n bietjie daar waar jy nou sit. Iets wat jou spanning gee, iets wat jou probeer beheer. Iets wat jou slaap steel. Noem dit nou op die naam. En dan doen jouself 'n guns, gee dit oor in gebed aan God. En kies vandag om nie weer, kies vanaand om nie weer terug te neem wat jy vir God gegee het en wat jy by God se voete neergesit het nie. Neem 'n definitiewe besluit by jouself om dit daar te los. Ek wil hierdie vir jou sê, oorgawe is nie om op te hou glo nie. Oorgawe is nie om op te hou glo nie, dit is om op te hou stryd teen God se hand. Gee God 'n kans, meneer, mevrou, gee hom 'n kans. Gee dit oor. Dit was my lekker gewees vanaand om hierdie kosbare woord van vertrou en oorgawe met jou te deel. Ek wil jou uitnooi om 'n oorgawe aan God te maak en God te vertrou. Want Here, ek gee vandag my beheer oor aan U. U het die prys vir my betaal. So ek gee my beheerprys. Ek gee myself prys. Here, ek kies vanaand om U te vertrou waar ek nie alles verstaan nie. Vanaand kom ons elkeen, Here, en ons gee ons vrese en ons planne, ons toekoms. Ons ellendes oor aan U. Here, leer my om, soos Daniel, getrou te bly. Hierdie Boeta wat luister, hierdie Sissa wat luister, Here, dankie dat hulle kan leer om getrou te bly. Selfs wanneer die wêreld teen my staan. Dankie Here dat ons U kan vertrou. Ek bid vir jou vir 'n soete nagerus en vir God se krag en vir daai besluite om te neem in jou lewe om oor te gee. Ou koortjie wat sê I surrender all to thee, my Savior God, I surrender. Vertrou U. In Jesus se naam. Amen. Glo vanaand het jy kon dit nie duideliker oordra nie. Ek glo dit het mooi deurgekom. Ek hoop jy vat dit. Ek vertrou, ek bid dat jy stap in oorwinning en deurbraak. Jy op TikTok, Facebook, YouTube. My nommer is daar as jy nog op die groepe is nie. Dit was baie lekker geweest om vanaand saam met jou te kuier. In die 24 jaar van my 21 dae Daniel vas, 25 jaar, is hierdie vir my een van die mees besonderse ervarings van God se diepte wat ek beleef en ervaar in my eie lewe. En ek ervaar 'n stilte vir dat die kom iets groots. En bring jouself ook daar met the expectation in His presence. They that wait upon the Lord, He'll renew their strength. Lekker gewees om saam met te kuier. Dankie vir jou wat hierdie blad ondersteun, vir ons bid, vir hierdie aanlyn kerk bid en hierdie aanlyn kerk ook finansiëel ondersteun. Julle is 'n blessing. Mag die Here jou ryklik seën. Stap in oorwinning. Mag jy soete nagerus hê. Groete vir sproete en 'n lekkie vir vlekkie. Die Here seën. God bless.